God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. En tot ons sal spreek. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie oomblikke tot U kan nader en dat ons vir U kan vra dat U die woord wat ons nou sal lees en waaroor ons sal praat, dat dit so duidelik vir ons sal wees, dat dit vir ons 'n lig sal wees, dat dit vir ons 'n verlange en 'n vervulling van ons behoeftes sal wees. Dat U elke hartseer bedroefde vandag vry sal maak van enige wanhoop, maar dat daar die ervaring van hoop en weersiens sal wees. Maak asseblief U woord vir ons oop. Terwyl ons U woord lees en dit oordra, bid ek dat U dit in ons harte sal toepas. In Jesus se naam met danksegging. Amen. Ek gaan dan vandag saam met u lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, almal wat in Jesus gesterf het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, volgende slide, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die sein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here bly. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons teksvers wat ons dan nou gaan hanteer is 1 Tessalonisense 4 vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees, dat julle in die donker moet wees, dat julle nie weet nie, met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. En ons tema sal dan wees, totsiens, maar nie vaarwel.
As ek sê vaarwel, dan sê ek sien jou nie weer nie. As ek sê totsiens, dan sê ek gaan jou weer sien. So ek wil graag dan in die eerste plek praat oor hartseer teenoor hoop. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So dit is nie asof daar nou 'n skeiding gaan wees, en daar gaan nie 'n hereniging wees nie. Dit is gekwalifiseer hoe ons herenig gaan wees, maar vergun my dan om 'n kort woord met u te deel. As ons sê totsiens, maar nie vaarwel, watter reg het ek om dit te sê? Watter reg het ek om dit te sê? As ons gaan na die geskiedkundige agtergrond van die brief van Paulus aan die Tessalonisense. Hier is Paulus. He's the missionary. He's the person that's telling people about Christ. They never heard of Christ. Hierdie Tessalonisense kom nou tot bekering, die eerste keer in hulle lewe. Hulle weet nie van 'n opstanding nie. Hulle weet nie wat gebeur na die dood nie. En as hulle geliefdes aan die dood afstaan, wil Paulus nie hê hulle moet dink vaarwel. Hy wil nie hê hulle moet dink dis vaarwel nie. Hy bring vir hulle die dieper betekenis van wanneer 'n mens sterf. Bring hy vir hulle uit. En ek weet, en u weet, almal van ons moet almal een of ander tyd sterf, nie waar nie? So, wat gebeur? Is tog nodig dat ons daaroor praat. Beteken dit dat as my liggaam doodgaan, is ek dood soos 'n dier? Nee. Dit is nie wat dit beteken nie. Die siel van 'n mens sterf nooit nie. Die dag toe jy gebore is, het jy 'n siel ontvang wat nooit sal sterf nie. Ja, jou liggaam gaan sterf, maar jou siel gaan nooit sterf nie. Jy gaan voortleef in 'n ander riem. So, die fisiese dood van 'n mens is nie die einde van daardie mens nie. Dis vir daardie mens 'n begin van 'n lewe in 'n ander riem. As ek die woord hierso so reg verstaan. So ons gaan nie totsiens sê nie, of vaarwel sê nie. Ons sê totsiens. Volgens ons vers wat ons nou gelees het, vers 14, is daar vir almal wat in Christus is. En kan ek 'n illustrasie maak? Baie van u ken my illustrasie. As dit ek is, en dit is Christus, en ek is in Christus, dan tel hierdie woorde vir my en vir u. So, as ons in Christus is daar 'n weersien. Vandag is 'n dag van verlies en van hartseer. Ons kan nie meer aan Tannie Elyn vat nie. Ons kan haar nie meer bel nie. Maar daar is iets meer. Daar is iets meer. En Paulus, met die wysheid wat God aan hom gegee het, vertel ons wat dit is.
So, ons beweeg na ons volgende gedagte. Mense kan maklik in onkunde wees. Vra vir my, vat 'n eenvoudige saak. As ek in 'n storm kom en daar gaan staan my kar, en die engine is vol water, ek weet nie wat om te doen nie. Kry die ou wat weet, hy sê jou help. Paulus het hierdie openbaring, hierdie kennis het hy gekry by God, om vir ons te vertel, dat ons nie in onkunde moet wees nie. En daarom sê hy in die 13de vers, maar broeders, ek wil nie hê, dat julle onkundig moet wees, met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur, soos die ander, wat geen hoop het nie. So, toe Paulus daar op die Marsheuwel gepreek het hy met die Epikureërs gepraat. En die Epikureërs was mense wat nie geweet het van die evangelie nie, en hulle het gesê, eet, leef, drink, môre sterf ons, dan hou jou lewe op. Maar dis nie waar nie. Dis ook my vir hulle die evangelie vertel. Daar's 'n lewe na hierdie lewe. Moenie onkundig wees nie, sê Paulus. As mense sou redeneer dat jy dood is wanneer jy sterf en daar's niks verder nie, hoekom was dit dan nodig dat Jesus aan 'n kruishout moes gaan sterf? Waarvoor? Dat was mos alles onnodig. En dit is hoekom dit vandag, die 27ste Maart 2025 na Christus, nodig is om te weet, daar is 'n lewe na die dood. En as ek en u in Christus is, het ons 'n verwagting om ons geliefdes wat in Christus is, weer te kan sien. Moenie onkundig wees nie. Miskien hoef u nie vanaand te gaan lê en slaap en dink, ek gaan haar nooit weer sien nie. Dit hoef nie so te wees nie. Dit hoef nie so te wees nie. Vandat kommunisme in Suid-Afrika ingekom het, 30 jaar gelede, het hulle ons kinders begin leer, dat alle lewe toevallig met 'n selletjie begin het. En toevallig het daai selletjie so intelligent, dat hy meer geword het, en dat daai selletjie later 'n dier geword het, en dat daardie dier later, miljoene jare later, 'n mens geword het. En so het hulle ons kinders geleer, om God glad nie te ken nie. Om te sê, die wetenskap sê, jy was 'n selletjie. Nou vandag weet ons, dat 'n selletjie is baie meer ingewikkeld as die een waarvan hulle praat. Daar's 'n kragstasie in elke sel van 'n mens. Daar is 'n ashoop in elke sel van 'n mens. En dit is ontwerp. It's design. En God was nog nooit onkant betrap nie. Hy is nie onkant betrap deur die dood van 'n mens nie. En hy is daar. Kom ons hoor wat sê God se woord verder. Daar is 'n vereniging van die ontslapenes en die lewendes. Dit is totsiens, maar is nie vaarwel nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het,
sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So hierdie verse sê vir ons baie duidelik, met oorgawe, dis totsiens, maar is nie vaarwel nie. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word. Dis 'n weersien. Weet u dat elke profesie van Jesus Christus se eerste koms letterlik vervul is? Daar was baie profeseë oor Jesus se koms. Die plek waar hy gebore sou wees. Dat hy uit 'n maagd gebore sou wees. Wat sy naam sou wees. 700 jaar voor Christus gebore is. Julle moet hom Immanuel noem. God met ons. 700 jaar voor Christus gebore is dit geprofeteer. Elke profesie oor sy eerste koms is letterlik vervul. Hoe hy gekruisig sou wees. Alles. En daarom kan ek vandag met die oortuiging van my hart sê, elke belofte van die Here met betrekking tot hulle wat in Christus gesterf het, gaan net so waar wees. En as u in Christus is en Tannie Elaine is in Christus, dan gaan ons saam met haar weggevoer word die Here tegemoet. Totsiens, maar nie vaarwel nie. So, ons lees in 2 Petrus hoofstuk 1 vers 19. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot dat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Al hoe meer profeseë wat wys daarop dat Jesus weer kom word vervul. Ons vat net 'n voorbeeld uit ons daaglikse lewe. Die dag en die nag is die 22ste Maart ewe lank. En ons sien nou dat die son gaan verder weg van ons af. Dit word later in die oggend lig, vroeër in die aand donker. Maar as ek aan die skemeraand 'n lamp aansteek, hoe donker dit word, hoe helderder skyn hy. En die woord van God is soos daardie lamp. Hy word al hoe helderder. Die woord van God word meer en meer en keer op keer bevestig dat alles wat die Here gesê het, wat gaan gebeur as hy kom, gebeur. En daarom wil ek vir u geliefde familielede en vriende sê, dis totsiens. Dis nie vaarwel nie. As u in Christus is, soos Tannie Elaine, sal jy haar sien. En ons volgende gedagte is, om in Christus te wees, is die enigste vereniging, of vereiste vir die vereniging. As jy met Tannie Elaine wil wees, sorg net dat jy in Christus is. Want ek glo sy was. As ek al getuienis hoor deur die ou blaadjie, dan glo ek sy was. Hoe word ek in u in Christus geplaas? Wel, die Bybel sê dat dit die Heilige Gees is wat ons as mense in die geestelike liggaam van Christus indoop. En ek lees vir 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop. Ons is ingelyf
tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Wat lei daartoe? Net 'n eenvoudige beginsel, geliefdes. Ek moet besef, ek is 'n sondaar, en ek kan myself nie red nie. Ek het 'n verlosser nodig. En as ek dit besef, en ek kom na die verlosser toe, en ek vertel hom, dat ek hom nie in my het nie, en ek hom graag in my wil hê, en dat ek besef, ek kan myself nie red nie, ek is 'n sondaar, en ek nooi hom in my lewe in, dan sal die Heilige Gees my 'n nuwe mens maak, en my in die geestelike liggaam van Christus insit. Dis wat dit is, om in Christus te wees. Om afskeid te neem van 'n geliefde, dit is nooit maklik nie. Maar dit kan baie help, as ons weet, ek sal haar gou-gou weer sien. Dan sal dit die angel van die pyn, die dolk van die dood uit my binneste uithaal. So, het u daardie hoop? Is die dolk al uit u binneste gehaal? Is u in Christus? Paulus sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons almal by die Here wees. Dit is nou in die laaste plek, totsiens. En dit hoef nie vaarwel te wees nie. Vaarwel is so permanent. Totsiens is, ek sien jou by die huis. Nee? Wat sal gebeur wanneer ek sterf? Wanneer u sterf? Sal ander ook sê, ek sien jou by die huis. Ek sien jou daar. Is dit nie eintlik waarvoor ons leef nie? Miskien mag dit wees dat iemand vandag vir die eerste keer gehoor het. Dit hoef nie vaarwel te wees nie. Miskien hoor u vandag vir die eerste keer dat u in Christus kan wees. Miskien moes u hierdie woord hoor. Miskien is dit Tannie Elaine se laaste gawe aan ons, dat ons daaroor kan nadink. Ek het nie al die antwoorde nie, maar nadat alles klaar is, as iemand voel om met my te gesels, ek is baie bereid om met enige iemand te gesels, nou wil ek u nooi. So, wat is God se boodskap vandag? God se boodskap is, totsiens, maar nie vaarwel. Amen. Kom ons bid net saam. Ons Vader, baie dankie dat ons hierdie woord kon oorgedra het. U woord, u beloftes. U wat nie beloftes maak en dit nie nakom nie. Maar een wat deur die geskiedenis van die Bybel en deur die geskiedenis van die wêreld, deur die geskiedenis self bewys dat u elke woord wat u sê bedoel en elke woord wat u sê nakom. Daarom is dit my gebed dat u vertroosting saam met elkeen van die geliefdes van Tannie Elaine sal gaan. In Jesus naam, amen. Ons gaan ons diens dan nou afsluit en ons gaan staan
En dan sing ons Amazing Grace, 2 verse van Amazing Grace. Amazing Grace, Gees wees en bly met elkeen van u. Amen. Baie dankie. In the wonder how he could love me, a sinner condemned unbelief. Sing it again. I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. In your presence, Lord. And I wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever
played. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in.